So baie welkom aan almal wat saam met ons kuier vandag. Kom ons vra die Here se seën op sy woord. Here Jesus, ons wil so graag hê U moet ons help in die proses om ons begeertes gelykstaande te kry aan U begeertes. Ons wil so graag, Here, ons wil onderwerp aan U wil. Maar U het ons gemaak as mens, Here, liggaam, siel en gees. U weet hoe hierdie siel van ons, wat deel is van ons vlees, beklei om sy eie wil te wil hê. U weet hoe ons oë en ons ore, al ons senses, Here, vir ons data inbring, wat ons brein verwerk om te sê, wat is die beste vir my in 'n saak? En ons eerste gedagte is nie, wat is U wil en U koninkryk in hierdie saak nie. En daarom kom ons na U te, Here, en ons kom vra vir U kragtige en magtige inwonende gees om ons te help met dit. En een van die maniere wat U ons moet help is deur die woord, Here. Want die woord is lewend en kragtig, dit is 'n persoon. Dit wil deurdring deur ons ou manier van dinge doen, dit wil afsny al die ou goeters van die verlede. Dit wil ons bystaan met krag, mag en energie om te kan soek na die wil van die Here, vir ons te openbaar wie U in ons wil wees. Maar Here, dis 'n stryd. Galasiërs sê vir ons, dis 'n stryd. Dis elke dag gees teen vlees. En ons wil nie in skuldgevoel hier kom sit en sê, wat 'n swak Christene is ons nie, Here. Ons wil net ons swakhede voor U kom neerlê en sê, help ons, Here. Tot die mate wat ons onsself onderwerp aan U, is die mate wat U ons kan help. Daarom kom staan ons vanoggend, en wanneer Jakobus 4:7 sê, first submit yourselves unto the mighty hand of God, then resist the devil. Dan wil ons kom staan en sê, Here, ons het te veel probeer om hierdie ou duiwel in ons vleeslike kant teen te staan, en ons stap bloedneus uit die geveg uit, want sy krag is meer as ons vlees se krag. Maar wanneer ons onsself ondergeskik stel aan U hand, en wanneer ons in die middel van die stryd oorgee aan U, dan kry die duiwel te doen met U in ons. En U wat in ons is groter, sterker as die een wat ons teenstaan. So ons wil vanoggend ondergeskik wees, onder U kom inskuif en sê, Here, neem hierdie geveg oor. For the battle belongs to the Lord. En wanneer ons in die woord ingaan vanoggend, vra ons vir U om ons in daar te ontmoet, ons te versterk, ons op te lig, soos Dawid hom versterk het in die Here, laat ons hier uitstap en sê, ons het ons versterk in die Here. Om te kan tree vir tree verder gaan in 'n wêreld wat een plan het. En dit is die plan van hierdie Satan, 'n mensemoordenaar van die begin af, steel, slag, verwoes. Maar ons krag kom van die Here. Ons hulp kom van die Here, die skepper van hemel en aarde, wat ons geskep het om in verhouding met hom te staan op hierdie aarde. Dis wat ons vandag voor oë hou, dat tot die laaste liggie op hierdie aarde afgaan, sal ons bly staan. Step by step, we moving forward, het ons volgend sing. Little by little, we gaining ground. Every prayer a powerful weapon. Strongholds come tumbling down and down and down. Dis die getuienisse wat ons wil dra, elke week na ons familie toe. Dis die getuienisse wat ons wil dra na ons vriende toe. As mense vir ons sê, suffer julle nie, sê ons, ja, maar met 'n glimlag. Want kyk, hoe vou die strongholds rondom ons, terwyl die Here, stukkie vir stukkie, een dingetjie op 'n slag, deurkom vir ons. Leer ons om geduldig te wag, soos wat U stronghold op stronghold vernietig, waarvan die grootste een klaar vernietig is, aan die kruis van Golgotha, toe U die dood oorwin het. Dood, waar is jou angel? Waar is jou gif? Dis weg. Want hy wat in Christus is 'n nuwe skepping, en ons eindbestemming op ons GPS, op ons goddelike posisioneringssysteem, is klaar bepaal. Ons gaan vir ewig saam met Christus wees.
En ons bid vir die Here wat nog nie daardie besluit gemaak het om 'n oorgawe te maak aan die Verlosser nie. Bid ons om by 'n plek te kom wat hulle vir U aangesig tot aangesig ontmoet, om te besef, daar is 'n God, daar is 'n Verlosser en ek is verlore sonder hom. Sodat elkeen van ons kan sê, soos Paulus gesê het, as ons tyd op hierdie aarde klaarmaak, of wat 'n hartaanval is, en of dit siekte is, en of dit ouderdom is, maak nie saak nie, ons kan sê, ons het hierdie wedloop voltooi. Die oog was op Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. En daarom gaan ons van hierdie lewe, oor die dood sonder 'n angel, na 'n nuwe lewe toe. Hoe kosbaar is dit? Seën vanoggend, en mag U naam verheerlik word. Amen. Amen, amen. Alright, soos die meeste van julle weet, want ek en my gesin is nie mense wat stil bly nie. Ons praat as ons iets geniet het. Was ons nou verlede week vir die eerste keer in die Kruger Wildtuin. Ons het die lieflikste geskenk gekry om te kan gaan en ons eer die Here vir ons donateurs wat ons gestuur het. En ons het 'n wonderlike pakket gekry om te kon vlieg teen 'n baie bekostigbare prys en ons het 'n huisie gekry vir 'n baie bekostigbare prys. En ons was vir 6 naggies was ons in 'n plekkie met die naam van Marloth Park net buitekant die Wildtuin. En ons huisie was so oulik, dit was omring met bos. So ons was letterlik afgesny van almal rondom ons. Ons het nie bure gehad nie. En as jy in die oggend met jou koffietjie op die stoep gaan sit, dan kom die diertjies uit die bos uit. Dan kom eet hulle, jy koop sulke pellets, sulke pilletjies, wat hulle maak, lucernpille, wat hulle nou maak. En dan koop jy dit in sakke aan, maar jy kan nou appeltjies sny en piesantjies en enige goed, koolblare, aardappelskilletjies. Dan kom hy diere uit die veld uit. Vlakvarke, bosbokkies, zebras, muisondjies by die honderde, nee, kudu met amper 4 draai, hy het al sulke wit punte op sy kudubil, massive, blauwille bees, zebras, tot kameelperde, maar hulle kom nou nie tot by jou nie, hulle kom tot so eentjie van jou af. Kom hy diere uit die bos uit, en dan kom hulle hier rondom jou huisie. Ek gee nie om hoe sielsmoeg jy is nie. Dit restoreer. Dit restoreer. Jy sit daar so, ek het letterlik nie gedink, en ek is baie lief vir julle, maar ek het nie een van julle probleme gedink nie. Ek het daar gesit, en ek het gesê, hoe lieflik is dit? En julle weet nou, ek is besig met die lewe van Elia. En daai oggend vra vir my vrou of ek leens praat of nie. Daai oggend toe gaan die gedeelte in my Elia studie gaan oor daar staan letterlik die woorde. Miskien is jy so besig om na almal anders rondom jou se uitdagings te kyk dat jy vergeet van jou eie. Wil jy laat die trane loop net daai oggend oor my wange, want ek besef ons almal is geneig tot dit. Ons almal is geneig om seker te wil maak, almal anders is okay. Maar ons skeep onsself af, en dit is nie, vanoggend is nie 'n humanistiese boodskap, wat gaan oor, sies tog shame, jy moet net na jouself kyk nie. Dit is nie die koninkryk van die Here nie. Maar weet jy wat, toe ons Here Jesus hierdie aarde gevorm het hy 6 dae gewerk, en die 7de dag gerus. Daar's 'n beginsel van rus, wat moet inkom, en elkeen van ons het iewers dit nodig. Maar nou gaan ek 'n bietjie dieper duik as dit. Want ons het daarvanaf, het ons in die park ingegaan, dan ry ons, en die van julle wat in Kruger Wildtuin was, jy ry pretty much die hele dag. Jy ry 25, 30 km/h, en dan sien jy, hier staan 'n paar karre geparkeer, dan trek jy ook nog soos 'n swapie af. Nou, kyk jy, wat sien hulle nou hier? Partykeer moet jy vir die ou langs aan jou vra deur ry, hoorie, wat sien jy? Dan sê hy, nee man, hy kyk na Natalse nonnetjies eiltjie wat net die oogie steek uit daar uit die doringbos en sê, okay, ek sê nou meer gaan ek aan. Maar almal is so konsidererend tot mekaar. Niemand is gepla oor 'n ou wat verstaan dwarsloop trek in die pad om 'n beter foto te neem, want almal wil die mooi sien. En daar is soveel mooi om te sien. Uitgesluit die diere
verander die natuur, die kreerwildernis mos nou 'n massiewe stuk aarde. Groot. Dis groter as baie lande daar buite. So jy elke 30 km verander die natuur. Dan sien jy doringbome soos in Beaufort Wes, met soetdorings, en dan raak dit weer weg, dan kry jy weer kleiner bossies, en dan kry jy weer kaal oop stuk graslande, en dan kry jy die hoë bome, en so pas elke dier aan by sy area, want in die hoë bome is die kameelperde. Maar hulle loop nie saam met die leeu's nie. En die leeu's loop nie saam met die olifante nie. En so het jy alles te siene gekry wat net sielsrus gebring het. Maar daar kan 'n probleem ook inkom met dit. En die probleem is, jy kan so onttrek, dat jy so alleenloop sit, in jou hoekie, dat al waaroor jy kan dink, is jou issues. So ek vra vanoggend die vraag, as ons onttrek ons na Jesus toe, of alleen? Dis die enigste vraag wat ek vanoggend vra. En ek wil hê ons moet kyk na Elia, terwyl ons die vraag probeer beantwoord. En ek het Bybels saamgebring as jy nie vanoggend 'n Bybel het nie. Wie kort 'n Bybel? Wie het sy Bybel vergeet? Aha, hierso. Met ons kan kyk, ek nou nie. Ek wil hê ons moet 'n bietjie kyk. So, die van julle wat saam met ons deur die laaste 5 maande, wil ek amper sê, stap julle saam met my deur Elia se lewe. Want ek mag nie met jou praat oor iets anders as wat die Here met my praat nie. Nee, dit is die Here se deel met my. Ek mag net eerstehands getuig oor waarmee die Here met my besig is. As ek begin ander ouens se preke kopie, of ander ouens se mooi goedjies met julle kom deel, wat nie verkeerd sal wees nie, maar dit sal buitekant die deel van die Here wees. Want dis tweedehandse teologie. So ek kom deel met jou letterlik wat hierdie vakansie met my gebeur het, in die lewe van Elia. Right. 1 Konings 17, jy hoef nie nou so toe te blaai nie. Dis waar ons begin en sien hoe Elia basically op die scene kom. Daar word nie verskriklik baie gesê van sy verlede nie. Dit sê net, hy kom van hierdie area af, en hy daar opgedaag by koning Ahab, het hierdie statement gemaak, wat totaal al teen die koning se wil was, en daarvan af het die Here hom gesê, gaan weg daarvan af, en gaan terug na 'n plek toe wat ek vir jou sal wys, met die naam van Krit. So, ons het gesê vir mekaar, die pad wat hy van Gilead af gekom het na Ahab toe, is omtrent so 30 km soos ek reg onthou, 'n myl, en dan daarvan af moes hy terugbeweeg, maar nie heeltemal huis toe nie. So hy is op dieselfde pad as huis toe, maar die Here laat stop om halfpad. Dis 'n vreemde plek, dis droog, hy het aangekondig, het gaan vir 'n onbepaalde tyd niks reën nie. So hy kondig droogte toestand aan, en die Here stuur hom na 'n spruit toe, nie 'n fontein nie, 'n spruit. 'n Spruit is iets wat loop terwyl daar genoeg vog tussen twee koppies is wat afsyfer na die binnekant toe, en die spruit loop. So hy trek soontoe met die wete die ding gaan opdroog. Het die Here al vir jou 'n opdrag gegee wat jy nie verstaan nie, want dit lyk of alles opdroog? Maar dis waantoe hy jou stuur. En jy kan kies, gaan ek binne hierdie opdrag wat ek nie verstaan nie, gaan gehoorsaam wees, of gaan ek liewer 'n plan maak wat vir my lyk na 'n beter plan? Bring vir my die versie in die Bybel waar die Here sê, figure my uit en verstaan my. Maar bring vir my die versie in die woord waar die Here sê, gehoorsaam my. Baie teenoor 0. Hoeveel plekke gee die Here vir mense opdrag? Jona, gaan Ninive toe, gaan na die vyand toe. Ek het 'n plan met hulle, nee.
Nee, dis mal, Here. Dis die vyand daai. Dis die ouens wat ons koppe afkap, die Assiriërs. Dan hardloop hy, soos enige normale mens, na die verste moontlike plek weg van die Here af. Sê hy, nee, Jona, so lief is ek vir jou, my ou seentjie, dat ek gaan jou nie los terwyl jy in hierdie verkeerde rigting hardloop nie, want ek het 'n plan met jou, so ek kom haal jou, al moet ek 'n storm bring. Maar ek kom haal jou, want ek het 'n plan met jou. Al droog alles op rondom jou, ek het 'n plan. En uiteindelik moet Jona ingesluk word deur 'n vis, uitgespoeg word, teruggaan na die plek toe wat hy gestuur is, om te sien hoe 120.000 mense tot bekering kom. En as hy nog ongelukkig word dit ook. Dan gaan hy in depressie in daaroor, onder die kommerplant. Die Here stuur vir Elia na die spruit van Krit toe met die wete dit gaan opdroog, en hy sê vir hom, ek sal vir jou sorg. Trust my. Elia gaan sit daar. Nou moet jy mooi onthou, ons gaan vandag oor onttrek. Ons praat oor wegkom uit die samelewing, om uit te kom uit 'n stel omstandighede, terug te trek na 'n plek toe waar jy alleen raak, maar jy's of daar alleen by jouself, of jy's daar saam met Jesus, een van die twee. OK, hier het jy 'n assistent. Sy naam is Satan. By alleen het jy 'n assistent. Hy hou nie op met praat nie. Hy bly fluister aan mekaar. Nee, wat van dit? Nou, hoe gaan jy uitkom? Hoe gaan jy daai rekening betaal? Wat van dit? Nou, wat is dit nou weer 'n vloed kom? Nou, wat van die? Nou, hoe nou van daai? Hy's die hele tyd besig. Hy's 'n constant companion. Constant. Maar wat hy doen, is hy saai gif. Hy bly gooi gif. En as jy nie saam met Jesus daar is, weet jy wat doen jy? Jy doen presies dieselfde as Eva. Waar was Adam langs haar sy, toe sy by die verkeerde plek onttrek het? Daar was niks om oor te worry nie. Alles was voorsien. Die hele tuin is vir jou om te geniet, Adam en Eva. Jy hoef eens hard te werk nie. Dan was jy onkruid om uit te trek of om te spuit nie. Maar dan was nog nie sonde nie. So stap deur die pragtige tuin en geniet hom. Behalwe vir een boompie. Wat maak sy naby daai boompie? Wat maak sy daar? Vanoggend in die stort, die eerste keer dat ek aan haar gedink het. Wat het sy alleen gedoen by die boom? Sy was buitekant die teenwoordigheid van haar man en van God. Wie waar vang die Satan vir jou alleen? Buitekant die teenwoordigheid van gelowiges en van hom. Dis waar hy vir jou vang. Dis waar hy genoeg kans kry om te fluister in jou oor. Hoekom kon hy nie met Elia dit doen by die spruit van Krit nie? Want Elia was binne die wil van die Here. Partykeer is jou moeilike omstandighede binne die wil van die Here goud. En jou lekker omstandighede buitekant die wil van die Here steenkool. As ek dit nou so kan sê, kom ons noem dit nie steenkool nie. As, verbrande hout. En steenkool het 'n waarde, nee Neil, 'n goeie waarde. Maar as, jy dink dis goud, maar dis verbrand, dit beteken niks. Elias binne die wil van die Here, by die spruit van Krit, wat beleef hy daar? By die spruit. Hy beleef die bonatuurlike hand van die Here, wat vir hom elke dag, al sien sy oë, hoe daai spruit kleiner, swakker begin vloei, al hoe laer gaan, bly hy daar. Dit is nie 'n moeilike som vir 'n boer om te maak om te sê die water is besig om op te droog, hoe lank gaan ek nog survive? Pak, let's go. Die Here sê jy bly hier. Hy stuur kraaie om vir hom vleis en brood aan te dra. Elke dag. Hy drink uit die spruit uit tot die spruit opdroog. Toe kom die woord van die Here eers deur sê vir hom beweeg aan. Toe kry hy die volgende belaglike opdrag. Gaan af na 'n plekkie toe waar jy 'n weduwee sal kry in die middel van 'n hongersnood vir wie ek opdrag gegee het om te sorg. OK, kom ek sê ek en jy is Elia vir 'n oomblik. En die Here sê vir ons, OK? Right, ek wil hê jy moet gou afgaan brandvlei toe in die Noord-Kaap.
Right. Maar moenie gaan na die grootste huis toe nie. Jy gaan na soek 'n pondokkie. Daarso in Waterstraat nommer 2. Daar gaan jy 'n pondokkie kry. Dis 'n sinkhuisie. Daar binne bly 'n vrou vir wie ek opdrag gegee het om vir jou te sorg. Wat? Was jy al in Brandvlei? Die niks groei so hoog daar, maar jy stuur my nie na iemand toe wat vir my kan sorg, wat ek weet vir my kan sorg nie. Jy stuur my na iemand toe wat niks het nie. Wat is die keuse? Onttrek ek soontoe saam met Jesus, of gaan ek alleen op my eie plan? Dit bly die hele tyd daai vraag. Elia gaan saam met die Here. Hy kom daar, hy's besig om haar laaste bietjie houtjies op te tel om kossies te maak, net vir haar seun, dan gaan hulle sterf as daai bietjie op is. Sy's gehoorsaam wat die Here vir haar sê, hy's gehoorsaam, die bonatuurlike hand van die Here kom weer eens in aksie. Die olie en die meel raak nie op nie. Die Here genees nog later haar seun ook deur Elia wat daar bly. Toe stuur hy hom Karmel toe, om daai hele volk bymekaar te maak, nou moet jy onthou, ek het al vir julle die agtergrond gegee, die noordelike stamme, jy het die noordelike gedeelte gekry van die 12 volke, 10 wat bymekaar gekom het, was genoem Israel. En die ander 2, Juda en Benjamin, is verenig onder die naam Juda. En hulle was nog in vyandskap, God se eie mense was in vyandskap met mekaar, maar hierdie 10 stamme hierbo, het so verval, omdat hulle koning moet 'n heidense vrou loop trou wat afgode soos Baal en daai klomp Asaria ingebring het. So hulle is totaal en al versleier en die afgode is groter en die altare is groter as die bietjie wat nog die Here dien. So hulle is totaal al verlore. En hierdie selfde Elia wat gesê het dit gaan nie reën vir 'n sekere tyd nie, wat gesoek word deur die koning, want hulle wil hom doodmaak omdat hy dit gesê het, moet nou hierdie koning gaan konfronteer en gesê, bring die hele volk saam. Dis soos 'n doodsvonnis. Gaan konfronteer vir Robert Mugabe in Zimbabwe, terwyl hy besig is om sy eie mense te verstik en almal rondom hom te vermoor. Sal jy gaan? Het jy help ons praat vir die Bybel as daar nie. Bring die Bybel hiernatoe. Bring hom hiernatoe. Ek stuur jou na Julius Malema toe. Gaan konfronteer hom oor sy pad. Ek bring dit vir jou huis toe. Gaan sien vir Putin. Gaan sien enige iemand wat gevaarlik is, omdat die Here jou stuur en jy skakel jou menslike denke af en jy skakel jou gees aan wat sê, ja Here, want ek onttrek saam met U. Nie alleen nie. En hy gaan en hy maak 'n hele volk bymekaar. Hy sê vir Agab, kom ons maak hierdie saak uit, bring die volk. En hulle kom almal op Karmel. En wat gebeur daar? Bou die 2 altare, Baal profete, bou hulle altaar, sny hulle offers op in stukke, bid vir 'n half dag, niks gebeur nie. Sny hulle self stikkend en roep met bloed en alles, niks gebeur nie. Elia bou sy altaar, sit sy offer op, sê vir hulle, gooi daai ding nat, dat die waterstroom loop in 'n droë tyd. Jy vergeet daarvan, dis droog. Waar het hulle die water gekry? Dit was drinkwater. Verstaan, is nog 'n rede om kwaad wees, as jy mal om hierdie drinkwater te mors. Nee, gooi dit uit. Hy sê, vandag maak ons hierdie saak uit, wie is God? En hy roep na die Here, en die Here stuur vuur. Hy verteer alles, tot die klippe, tot die stof, alles is weg. En hy sê, nou wat nou? Wie is God? En hier kom die crucial ding nou in. Voor ons kyk na die onttrek, wil ek vir jou net die volgende sê. Lees gou saam met my, 1 Konings 18, 1 Konings 18, vers 40. Die fight has been won. Nou wat nou? Die hele volk het gesê, die God van Abraham, Isak en Israel / Jakob is God. Hulle erken dit.
1 Konings 18 vers 40, maar Elia sê vir hulle, gryp die profete van Baal, laat niemand van hulle vry raak nie, en hulle het hulle gegryp, en Elia het hulle afgebring na die spruit Kison, en hulle daar geslag/doodgemaak. Toe sê Elia vir Agab, luister nou mooi, Elia, die man van God, sê vir die bose koning, Agab, wat nog geen vorm van remors toon nie, né? Hy het nie een oomblik gesê, oh, ja, die volk is reg op enigiets nie, né? Elia sê vir hom, eet en drink, want hoor die gedruis van reën. En Agab het opgetrek om te eet en te drink, hy luister. Maar Elia het wat gedoen, geëet en gedrink? Nee, het op die top van Karmel geklim, om op die grond neer te buig, en sy aangesig in sy knieë gesteek. Wat doen 'n mens as jy dit doen? Bid. Daarop sê hy vir sy dienaar, klim tog op, kyk na die see, en hy het opgeklim en uitgekyk en geroep, daar is niks nie. Toe sê hy, gaan weer 7 maal. En die 7de maal roep hy, daar gaan 'n wolkie soos 'n man se hand op uit die see. Toe sê hy, gaan op en sê vir Agab, span in en trek af, dat die reën jou nie terughou nie. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind, en 'n groot reën het gekom, en Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jesreel, maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgeloop/gehardloop het in die rigting van Jesreel. Waar is Elia? Sien jy vir Elia rus? Nee. Sien jy vir Elia eet? Nee. Sien jy vir Elia drink? Nee. Hier is die eerste keer wat ek agterkom. Elia skeep homself af. Elia gaan so aan, dat hy besef, nie, hy is besig om homself uit te brand nie. Luister nou. En Agab, wou gou. Jesreel is 18 myl van Karmel af. Hoeveel is dit? 27 km, 26 km? So Elia het die hele episode op Karmel gehad. Toe het hy weer opgeklim, nadat hy afgegaan het na die spruit Kison toe, om die ouens te slag, het hy weer opgegaan Karmel toe, 'n berg geklim. Agab versterk homself met brood en water, maar nie Elia nie. Daarvanaf maak hy sy bootleed vas, hy hardloop 27 km voor 'n wa uit na die volgende plek toe. Hy het nog een keer gerus nie, hy het nog een keer geslaap nie, hy het nog nie een keer water gedrink nie. Hoekom sal die Here vir hom 'n opdrag gee om vir Agab te sê, maar hy skeep homself af? Dis 'n vraag wat ek myself vra en vir julle jou eerste vraag. Voor ons kom by onttrek, moet ons besef, daar moet rus wees in ons lewe. Jy kan nie net werk nie. Jy kan nie vir my sê, en nou sê ouens vir my, ek doen dit vir my gesin, jy praat nonsens, doen dit vir jouself. As jy dit vir jou gesin gedoen het, sal jy seker maak, daar's genoeg rustye tussenin. Jy sal besef, dat die enigste wat in jou oor fluister, hou aan, sonder is die duiwel. As God, deur Elia, vir 'n bose koning kan sê, versterk jouself, rus, eet, drink, slaap. Hoekom sê hy dit nie vir my en jou nie? Kan ek jou sê hoekom? Ons sê luister hier. Want ons het 'n oor, ons sens van verantwoordelikheid raak te veel. Ons neem verantwoordelikheid op ons wat nie ons in is om te dra nie. Nou moet ek dit definieer. Ons hoor die stem wat sê, as jy nie nog dit doen en dit doen nie, dan gaan jy nie bereik wat jy wil bereik nie. Terwyl die waarheid is, as jy nie nou gaan rus nie, gaan jy nie kan bereik wat jy wil bereik nie. Die 10 gebooie, Sabbat. Daai Sabbats rus. Nee, maar ek praat van elke week, Ja. daai 7de dag wat 'n opdrag was. Daai beginsel. Is 'n beginsel. As rus nie 'n beginsel by my en jou is nie. En ek sê nie, jy moet nie vanmiddag die Wimbledon final gaan kyk nie.
Dis nie wat ek sê in slaap nie. Maar jy kan, ek weet Pieter en Karen nou nie van tennis met die res van ons doen, maar is eers 5 uur. Ja. As jy nie die beginsel inwerk, dat daar in jou week rustye moet wees nie, weet jy wat gaan gebeur? Jy gaan opeindig by 'n dokter, wat vir jou moet behandel vir een of ander mediese kondisie. Uitbrand mentally is een van hulle. Maar as ook jou liggaam begin vir jou sê, ek kan nie so aanhou nie. Veral nie as jy jou eie dagboek bepaal nie. Nou sê ons vir my, ja, my werkskontrak. Ek sê, as jy in 'n onderhoud sit, sit jy daar alleen of sit jy daar saam met die Here? Want as daai ouens vir jou 'n kontrak aanbied en daar's nie rus in nie en jy kan sien jy gaan vir jou vrek werk, hoekom onderhandel jy nie met hulle nie? Nee, maar ek kan nie vir hulle sê nie. Weet jy wat, jy's te bang. Jy's te bang om jou mond oop te maak, wat net of verloor jy die werk. Is die Here dan nie jou voorsiener nie? Is die plaas jou voorsiener? Is die kontrakteurs jou voorsiener? Is die staat jou voorsiener? Is die wynbedryf jou voorsiener? Wie is jou voorsiener? Want as dit die Here is wat jou voorsiener is, dan onttrek jy saam met hom in die plek in waar jy sê ek vertrou U. As jy alleen is, het jy 'n kans om te luister na hierdie stem wat vir jou sê, jy moet nog, onthou jy het nou 5.000 gemaak, jy kan nou 10.000 môre reken, dan kom jy by daai plek waar die ou staan 'n vis vang, julle ken mos daai storie. Staan 'n vang vis. En ek kom staan 'n ou kerel langs hom. Hy staan vang, hulle twee saam vis. Hy sê vir hom, so, wat doen jy? Hy sê, ek vang vis. Hy sê, maar jy nog geweet, as jy nou hierdie vis verkoop, in plaas van self eet, dan kan jy nou môre nog 'n ou aanstel wat vir jou vis vang. En as jy sy vis verkoop, kan jy 2 ouens aanstel, en as hulle albei hulle vis verkoop, jy natuurlik doen die deals, dan kan jy vir jou 'n bootjie koop, dan sit jy die ouens op die bootjie, en hulle vang nog meer vis, later kry jy vir jou 2 bote, raak jy, het jy 'n hele vliet van bote wat vir jou vis vang, en jy raak 'n ryk man, en dan kan jy aftree. En dan as jy klaar afgetree, kan jy vis vang. Toe sê hy, maar wat doen ek nou? Daar's altyd nog, en nog, en nog, en nog wat jy kan doen, en daai dryf, wat kom vir nog en nog, kom nie van die Here af nie. Dit kom van dieselfde stem af, wat vir Eva gesê het, regtig? Hoekom nie die boompie nie? Kyk hoe mooi lyk hy vrug. Weet jy wat as God bang is, julle raak soos hy. Dis altyd iets wat jy gaan op uitmis, wat hy vir jou bring. Dis altyd, wat as jy net nog 'n bietjie? En daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, if he can't stop you, he'll push you. If you can't stop. If he can't, Satan, if he can't stop you, he'll push you. Hy druk jou om nog harder en nog meer. Want in daai druk na jou toe, weet jy wat gebeur? Hy kry jou al hoe meer alleen. Want moenie vir my vertel, daar was nie 'n argument in Eva se kop op daai oomblik oor wat sê die duiwel vir my nie. Terwyl God vir my sê, alles is hier wat jy nodig het. Alles. Net een ding mag jy nie, die res mag jy. Net hierdie ding mag jy nie. Dan as sy gekies het om saam met Jesus te onttrek, dan is sy daar met hom gewandel en met hom gepraat, sê, Here, kyk hoe mooi is hierdie tuin. Sê Satan is, ag, regtig Satan, ek gaan mos nou nie van die een ding weet wat die Here gesê het nie, hy gee vir ons die hele tuin. Ek gaan nie uit gehoorsaamheid uitbeweeg nie, maar omdat sy een kant alleen was, kon hy haar taak. En ek en jy gaan of so hard werk, en so besig wees met dinge, dat ons so uitbrand en moeg raak, dat ons so wil net een kant kom, dat ons sê, toe my Here, ek is op my eie hierso, en dis presies wat die vyand wil hê. Kyk gou wat gebeur met Elia. Ek is nie besig om vir jou iets uit my kop uit op te sê nie. Kyk gou wat gebeur met Elia in 1 Konings 19. En Agab het aan Isebel meegedeel, alles wat Elia gedoen het, ja alles, hoe hy al die profete met die swaard gedood het, dis vers 1. Vers 2. Daarop stuur Isebel 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die
mag die gode so doen en so daaraan toedoen. Sekerlik sal ek môre sulke tyd met jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe Elia dit sien, het hy hom klaargemaak en ter wille van sy lewe weggegaan. Waar sê die Here vir hom, Elia, gaan weg? Staan dit daar? Wie stuur die boodskap vir hom, God of 'n vrou? Jy kan eintlik vir hom sê, wie stuur die boodskap vir hom, God of die duiwel? Alright. En toe hy in Berseba in Juda aankom, wow. As jy dink is ver van Karmel af Jesreel toe, dan is dit 3 keer soveel verder, amper 100 kilometer, plus minus, van Jesreel af Berseba toe. Waar sien jy Elia rus? Al sy beginsels van Krit, van wat is daai? Safta Waar die weduwee was. Ja, Safta. Al sy beginsels van daai plekke en van Karmel, waar hy net na die Here geluister het, waar hy onttrek het saam met die Here, waar die Here vir hom duidelik gesê het wat hy moet doen. En hy binne dit beweeg, was daar die hele tyd rus betrokke. Gaan kyk. Gaan kyk 'n bietjie. By Krit was dit hy en die Here. Saam met die weduwee bou hulle vir hom 'n boefretrek. Rus. Bly hierso. Hy verontagsaam dit. En toe die eerste dingetjie deurkom, toe hy so uitgebrand en moeg is van rondhardloop en niks eet en drink en slaap nie, toe kom een slegte ou tydingkie deur. Asof hulle nie al vir hom jag vir die laaste 3,5 jaar nie. 3 jaar en 6 maande het dit nie gereën nie. Dis hoe lank hulle hom jag. Dis nie die eerste keer dat hy die boodskap sou kry van ons soek jou nie. Maar omdat hy uitgebrand en alleen en moeg en honger en dors is, verander dit die manier hoe hy dink, net soos ek en jy. En in plaas van onttrek, doen hy 'n snaakse ding, kyk gou hierso. In plaas van onttrek saam met die Here. Daar staan, en hy het na Berseba in Juda aangekom, en hy het sy dienaar daar laat agterbly. Wie wat sê die Here vir my by daai punt? Wie praat? Die Here sê vir my, bou, jy moet verskriklik versigtig wees oor hoe jy jouself onttrek. Hy sê, ek het vir jou 'n helper gegee. Haar naam is Haidri. Ek het vir jou iemand gegee, saam met wie jy kan onttrek. Maar wie wat doen bou? Bou doen die skilpad ding. Ken julle skilpad? Skilpad trek terug in sy dop. Dan sê hy, los vir my uit. Los vir my uit. Ek wil nou alleen wees. En daar's niks fout met die onttrek as sulks nie. Almal van ons het alleen tyd nodig, maar die Here sê vir my, wees bitter versigtig oor wat jy doen in die tyd van jou onttrekking. Want as jy nie jou vrou betrek en nie in haar confide nie. My vrou is die beste klankbord, maar sy sê goed wat ek nie wil hoor nie. Dis hoekom ek nie alles vir haar wil sê nie. Want ek is nie nou lus om te hoor wat ek verkeerd doen nie, of verkeerd dink nie. En ek is definitief nie nou lus om 'n Bybelversie te hoor nie. Ek is net lus om af te pak en uit my hart skoon te kry. Raai gou wat gebeur as ek dit nie met my vrou doen nie. Okay, dit klink nou verskriklik. Raai wat is die kanse wat kan gebeur as ek dit nie met my vrou doen nie. En dit is 'n beginsel vir my en jou, almal van ons. Ons onttrek na die boom toe wat ons nie na toe moet gaan nie. Ons gaan soek dopamien, feel good, op plekke in die wêreld waar ons dit kan kry. Ons hardloop in ons onttrekking, as dit nie na Jesus toe is nie, hardloop ons in ons alleene onttrekking, hardloop ons na plekke toe, wat die afwesigheid van Christus het, die aanwesigheid van die wêreld het, en ons sê, help my om beter te voel, hoe daai krik ook al lyk. Party mense hardloop na drank toe, party hardloop na pornografie toe, party hardloop na 'n fiets toe, party hardloop na hiking tekkies toe. Ek sê nie as enigiets verkeerd met die goeters nie, maar jy gaan alleen.
Jy vat nie vir Jesus saam nie. En weet wat gebeur daar? Jy begin regverdig wat jy doen. Maar ek verdien nie dit nie. En dit gaan so, en dis die kant toe, en voor jy vir jou kom kry, gaan jy in 'n plek in waar die Satan jou kry om die Here te blameer. Vir dit wat in die gang is. En dis presies wat Satan gekry het met Eva. Dis presies wat hy gekry het met Elia. Dis presies wat hy gekry het met Jona. Ons neem aanstoot in die Here. Dit is u skuld. En in plaas van om te onttrek nader aan hom, onttrek ons weg van hom. En as jy so vasgevang in hierdie situasie, dat jy nie lus is om die Here te soek nie. Ons noem dit rebellie. Jy kan nie ongehoorsaam raak en sonde doen, sonder om rebellious te wees, want jy weet wat die regte ding is, maar jy doen dit nie. En jy weet wat jy nie moet doen nie, maar jy doen dit. Jy kan dit nie doen, sonder dat daar iets in jou opstaan wat sê, man, ek laat nie vir my sê nie, ek sal. Ek verdien nou 'n bietjie ontspanning of whatever. Ek weet nie hoe joune lykie, maar ek sit vir my 'n lekker fliek op, en ek gee nie eens om, dan partykeer hoe lelik hulle praat in die fliekie, want ek kyk nou fliek, of ek sit 'n series aan, en ek kyk net. En as ek klaar is met daai 2-3 ure, whatever ek besig was, dan voel ek leeg, en ek voel verder weg van die Here, as toe ek begin het. En dit hoef nie eers te wees, dat daar iets verkeerd in die videomateriaal was nie. Dit is bloot 'n rebellious daad gewees, om te sê, ek verdien nou om alleen te wees. So ek onttrek nou op my eie. En dis een van die gevaarlikste goed wat jy kan doen, want in daai oomblik gee die vyand 'n geleentheid om vir jou 'n ander bron van vergenoegdheid te bring as Jesus Christus. En die oomblik as ek dit bely het, sê Here, ek besef, it wasn't a good move. En ek kom terug, en ek vat die woord, en ek gaan sit, terug na die ou manier, van ek weet wat die regte ding is, en ek gaan sit, en ek hoef net 'n versie te lees, en ek kan voel, He restores my soul. En ek is nog steeds een kant, maar nou is ek saam met hom. Ek gaan nie vir jou verder lees, ek gaan net vir jou sê wat daar staan. Elia raak so uitgebrand, dat hy aan die slaap raak onder 'n bos, alleen, by hy weghardloop vir koningin Isebel, wat sy kop soek. Buite kan die wil van die Here. Wat doen die Here? Die Here stuur vir hom 'n engel. En die Here gee vir hom wat hy moes geneem het, so lank terug. Hy sê vir hom, raak wakker, eet, drink, slaap. Raak wakker, eet, drink, slaap. En ek sê nie, daardeur hardloop in jou drankkabinet toe nie. Dit is heel waarskynlik water gewees. Kruik met water en brood, wat hy vir hom gegee het, gesê. En deur die krag van die kos, het hy 40 dae en 40 nagte. Waar hoor jy dit? Moses op die berg. Moses op die berg, waar hoor jy dit nog? Jesus in die woestyn, waar hoor jy dit nog? Noag se vloed. Nee? 40 dae en 40 nagte loop hierdie man sonder kos, sonder water na die berg Horeb toe. En die Here los hom. Dis nie asof hy daar besef, o gats, ek gaan terug na die laaste opdrag toe nie. Hy hou aan. Vergeet van Hoyles. Vat sommer die Elia diet. Huh? 40 dae, 40 nagte. Maar jy moet stap ook aan my saam. Jy kan nie net sit nie. Ek dink dit vers 6 is baie interessant, want hy sê daarso, and he looked around and at his head was some bread baked over hot coals and a jar of water. Ja. And he ate and drank and then lay down again. Ja.
So hy het weer geslaap. En sy weer wou sy vlie op, sê, rus nog. Jy het hierdie rus nodig. Om in my wil te beweeg, het jy hierdie rus nodig. Maar hy los hom, dat hy nog 40 dae loop. En toe hy daar aankom by Horeb, en hy bemoan sy hele ou situasie, en toe sê die Here vir hom, Elia, wat maak jy hier? Wat maak jy hier? Dis nie wat ek vir jou gesê het nie. Ek het nie vir jou gesê, kom hier na toe nie. Jy hardloop weg, en jy kom alleen by my aan. Hoeveel keer het ek vir jou gesê, ek is by jou? Ek is met jou. Bly net in my wil. Rus wanneer ek vir jou sê, rus. Eet, drink, versterk jou, gaan na die volgende plek toe wat ek vir jou gee. Maar as jy in 'n alleen plek ingaan, wat jy jouself so verskriklik jammer kry oor jou situasie, dan gaan jy in rebellie in, my geliefde. En as jy in rebellie ingaan, sê die woord, dit is soos heksery. Weet jy dat die woord dit sê? Rebellion is as witchcraft. Hoekom sal die Here so 'n verskriklike stelling maak? Hoekom? Want jy raak God se vyand. Nee, is verkeerd gesê. Jy maak hom jou vyand. Dit is hy wat dit doen. Dis hy wat dit veroorsaak. Dis hy. En daar kan nie in jou 'n vorm van aanbidding wees terwyl jy in rebellie teen hom staan nie. Dit kom alles uit 'n onttrekking waar jy alleen loop raak. So hoe draai ons dit om? Talk to me. Asseblief. Daar waar hy so baie jammer voel vir homself, sy pity party wat hy het. Ek weet nie vir hom werk of jy sê nie ag shame nie, sy gaan so toe van self daar man. Waar sê hy vir hom? Gaan terug, vers 15. Toe hy klaar pity party gehou het. Gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram. Wat maak jy? Die Here is vir my, ek beleef sy liefde binne in sy tug. Hy klap nie vir Elia van sy voete af en sê vir hom, jou slegte profeet. Ek gaan jou fire van jou job, man. Wat gaan met jou aan? Jy is nie goed genoeg nie. Jy hoor nie die Here daai taal gebruik nie. Dis wat die vyand vir jou sê. Die vyand is die beste bemarker. Julle ken daai storie van die ou wat dit werk so. Hy gaan dood, dis net 'n grappie vir die wat na die ding luister. Hy gaan dood en hy gaan nou op hierdie wolk, is hy nou besig om die lift op te gaan. En op die wolk is 2 knoppe, 'n rooi knop en 'n blou knop. En hy druk die blou knop. En hier kom so 'n pragtige wolkie met engele wat sing en harp speel en alles. En hy sê vir hulle, wie's julle? Hy sê nie, hulle is die bemarkers van die hemel. En as hy nou weer die blou knop druk, dan kan hy permanent soen toe kom. En hy sê, maar ek laat net eers sien wat die rooi knop is, en hy druk die rooi knop, en hier kom 'n wolkie, maar dis net 'n poolparty. Dit gaan lekker, dis net choepies, waar daar gaan die mense, lekker drankies met sambreeltjies in, tan in die son. En hy sê vir hulle nou, julle, wie's julle? Nee, sê hulle maar, hulle is die bemarkers van die hel. Hy sê, gaan dit so daar? Hy sê, ja, dis 'n lieflike plek. En hy moet 'n besluit maak. En hy druk hy rooi knop weer. En die volgende oomblik toe sit obviously baie warm hier rondom sy boude en goeters. En wat gaan aan? En hier staan die duiwel met sy vark en hy sê vir hom, welkom in die hel, jy het mos nou gekies om hier te wees. Hy sê, nee man, ek soek hy. Hy sê, nee, hy is my marketing team. Die vyand is altyd besig met 'n bemarkingsskema van misleiding. En die vyand se bemarking is bevarking. Hy bring nie vir jou, jy kry nie, hy is soos Temu. Ek het omtrent tog niks by Temu gekry van wat hulle vir my gewys het nie. Ek bestel so 'n lieflike toolsak vir my wat zippies in het en alles bymekaar kan haak, kom 'n potloodsakkie by my aan.
Moenie vir my 'n ding adverteer met 'n foon en alles en dan is dit eintlik net die covertjie wat jy verkoop nie. Verstaan? Dis altyd 'n vorm van verneek. By die Here sê hy upfront vir my en jou, soos hy wat sy disippels sê, in hierdie wêreld gaan julle teenkanting hê, punt. Julle gaan vervolg word vir waarin julle staan en waarvoor julle glo. Maar, hou goeie moed. Hy skep 'n realistiese verwagting, maar hou goeie moed. Ek gaan saam met julle daar wees. Ek gaan julle deurdra. Ek gaan vir julle krag gee. Julle gaan my hand in aksie sien, want ek het reeds hierdie wêreld oorwin. Hy draai nie doekies met ons om nie. Hy sê, as jy wil onttrek, kom na my toe en ek wil dit nou vir jou lees. Ja, liefie. Nee, dit laat my so dink, dis regtig wat gister met my gebeur het by die tienerkamp is. Ek het frantically voor dit self probeer planne maak en hom gevra en te kere gegaan en die oomblik toe ek in die Here se Sabbatsrus kon ingaan. En ek het nie passief rond gesit gister, ek het aangegaan met ek was daar kitchen tea toe en aangegaan wat ook al. Toe wat val die Here in my skoot. So dit is nie 'n passiewe proses. Jy sit in my kerk en wag wat ook al jy is. Jy gaan aktief aan met jou lewe, maar jy gaan in sy Sabbatsrus in oor die saak. Dit was regtig vir my weer wat ek oor die vingers gestik is oor eie plannetjies maak en met die Here Ja. vertrou. Kyk gou wat sê Jesus. Blaai saam met my na Markus 6 toe. Kan ek net gou voor die wat ons altyd hier vir Elia. Ja, asseblief, Elia. Daai wat in vers 10 sê hy nogal vir die Here. Ek het my beywer, ek het geywer vir U. Ja. Maar ek het dit en dit doen ons baie keer. Ja. Kyk wat doen ek vir u, Here. Wag nog om met die Here Te argumenteer en te onderhandel. baie Ja. Markus 6. Markus 6 gaan op basis oor die uitstuur van die disippels. So, ek gaan nou skiep tot na vers 30 toe. Maar die eerste 30 verse van Markus 6, sien jy 'n baie besige tyd vir die disippels. Jy sien 'n bediening wat baie kondens, as die Afrikaanse oor dit. Daar's die tyd nie. Dit van een plek na die volgende plek. Dit gaan net so. Dinge moet gebeur. En dan kom al die disippels terug na hom toe. Hy het mos 72 uitgestuur. En dan kom sê hulle vir hom wat hulle al gesien het en goeters gebeur het en wat nie gewerk het nie, wat het gewerk. En jy kan sien die ouens is moeg van die bediening. En dan sê hy vir hulle in vers 30, en die apostels het by Jesus saamgekom en hom alles vertel wat hulle gedoen het en wat hulle geleer het. En hy sê vir hulle, kom julle self in die eensaamheid na 'n verlate plek en rus 'n bietjie. Want daar was baie wat kom en gaan en hulle het selfs geen geskikte tyd gehad om te eet nie. Wat beteken dit? Vers 32, en hulle het met 'n skuitjie vertrek na 'n verlate plek in die eensaamheid. Daar staan, en hulle het saam met bouplaas toe gekom waar geen selfoonopvangs is nie. En op 'n koppie gaan sit en na 'n kokerboom gekyk. En 'n traan gestort oor hoe mooi dit is toe hulle siel begin rus. Dis hoekom ek ouens moet motorfiets, al val ek baie keer, kom ek ouens met motorfiets plaas toe vat. Want as daai ou daar kom sit en sy selfoon werk en ek maak vir hom 'n vuurtjie en hy sit daar in die eenvoud van die handtam en hy kyk op en dit sê asof hy die melkweg kan vat, dan kom sy hart los, want hy kom rus 'n bietjie. Hy vergeet van al die dinge en hy kan vra, hoe gaan dit met jou? Wat gaan in jou hart aan? En dan kom daai goed uit. Dis wat gebeur as jy op die stoep sit in die Kreerwiltuin en daai vlakvarkie kom sit hier voor jou. En jy kyk vir my en dink, hoe is dit moontlik dat hierdie wilde dier hier uit my kind se hand uit kom eet? As daai bosbokkie hier by jou kom lê en slaap, so gemaklik is hy by jou. Hy het tot 'n naam gekry, sy naam was Vetty. Want hy kan nie ophou eet nie. Ek verlang hom. Hoekom verlang ek?
Want daar was 'n koneksie tussen my en die Here, daar waar ek gesit en rus het. Daar was 'n koneksie toe Elia 'n slag net 'n bietjie stop en gaan sit en rus en die opdrag uitvoer wat die Here vir hom sê, eet, drink, slaap. En daar was 'n koneksie toe ek die diertjies daar rondom en ek vat die woord en die Here sê vir my, hier is ek. Kom versterk jou in my. Versus alleen onttrek en op 'n klip gaan sit en oor al jou probleme moan en groan en eintlik die Here kwaadlik neem daarvoor. Jesus sê, kom net saam met my, sê hy vir sy disippels. Kom net saam met my, nou gebruik hy die woord alleen. Kom net saam met my alleen, dat ek jou vat na 'n verlate plek. Waar jy jouself in my kan versterk. Doen jy dit? Doen jy dit, geliefde? Hier's baie plekke in Rosseville waar jy die hond kan vat en net 'n entjie gaan stap en gaan sit. Hier's baie plekke, bel vir Attie, stap oor die brug, jy kan. Stap net iewers heen, gaan sit net langs 'n watertjie wat loop en luister na die kabbel. Gaan sit net daar en sê net, Here, hier is ek. Ek het honderde goed om te moan, maar ek gaan nie nou nie. U ken my hart, u weet wat in my hart aangaan. U ken my uitdagings, u ken my seer, u ken my stikkend. Ek is nou hier om versterk te word in u. Ek onttrek nou na u toe. En wie jou help het, as jy net uitbars in 'n lofsang. Lees jou Bybel bid elke dag, want dit gee jou krag. Prys die Here o my siel, sê Dawid, of jy nou lus is of nie. Prys die Here. Here, kyk u skepping. Hoe is dit moontlik dat hierdie klippe so perfek vorm as hulle te mekaar rol? Here, staan daar, ek het 'n foto van my en Simeon so 3-4 meter van 'n kameelperd af, staan ons twee so, en ons kyk na daai almagtige dier, my gunsteling dier in die hele wêreld. Het hom so die Here gesê, ek sal 'n leeu mis, maar net nie 'n kameelperd nie. En ons het elke dag kameelperde gesien. Die Here het hierdie ding gevorm, sy bene werk verkeerd om. Hy's heeltemal uit verhouding uit. Daar's niks aan hom wat in verhouding is nie. Maar hy het hom gevorm, en hy werk. Hy werk. En jy staan voor hierdie almagtige dier, en jy voel hoe die Here jou bedien. Want jy het onttrek saam met hom. En jy soek hom binne in jou hartseer. En jy kan voel hoe hy jou ligter maak van die dinge wat druk. Maar jy kan dit nie alleen kry sonder hom nie. Al gaan jy na die diepste woestyn toe en jy gaan sit alleen, jy is nog steeds alleen. En die ergste van alles is, die Satan los jou nie terwyl jy daar is nie. Hy kom agter jou aan, want hy het een begeerte. Hy wil jou nie platdruk nie, hy wil jou vernietig. Hy wil jou geloof stikkend trap, dat daar niks oor is nie, sodat jy die Here kan blameer vir alles, dan kry hy sy sin, want hy het klaar verloor in Golgotha se kruis, so hy soek jou om te verloor, saam met hom. Die ergste van alles is, hy weet hoe lyk sy uiteinde, maar hy wil soveel as moontlik van ons saam met hom vat soontoe. Moet hom nie toelaat nie. Nooi die Here in jou onttrek in. Nee, ons maak dit nog beter. Soek die Here oor waantoe jy moet onttrek. Ons wou so graag onttrek, maar ons kon dit nie bekostig nie. Toe stuur die Here sy kraaie. Hy sê, hierso. So ek kan nie eers sê, ek het my dood gewerk daarvoor nie. Die Here het dit vir ons gegee. Wat 'n lieflike geskenk het hy in sy hand vir jou, om net 'n bietjie te onttrek. En te gaan sit, saam met hom, vat jou Bybel saam aan. Beloof jou, as jy gaan sit in die veld, met jou woord, jy hoef nie aan 'n vers te dink, jy sit net daar, dan gaan dit een oppop. Dan gaan 'n skrif in jou hart kom, dan gaan 'n hoofstuk in jou hart kom, iets gaan gebeur, jy maak jou woord op, jy lees dit, jy sien 'n voeltjie, jy dink in die mossies, jy gaan lees Matteus 6, en jy sê, wow, die Here het nou net met my gepraat. Ons het 'n stiltekamp gehou in Bidou, en ons het daai kamp een keer gehou by Leeuwenbosfontein ook. 'n Stiltekamp beteken nie, jy mag nie praat nie. Sean, kan nie nou nie. Dit gou klaar maak, dan kan jy 'n koffietjie kook. Sit die plak bo af. Ons kan nou koffietjie maak.
'n stiltekamp werk so. Ons vat jou deur die beginsels van die Onse Vader, net die beginsels. Dan stuur ons jou in die veld in met jou Bybel in jou skryfboekie en 'n pen. Dan sê ons vir jy sit ten minste 'n uur en 'n half op 'n slag 3 keer 'n dag sit jy daar. Daar's niemand rondom jou nie, dis net jy en die Here. En jy sit daar en die ding is, jy praat nie tensy jy nie iets hoor nie. Jy blaai nie net in die Bybel en soek 'n versie om te lees nie. Jy is stil. Weet jy hoekom? Want ons vergeet dat gebed is 'n twee-rigting gesprek. Ons ken die gedeelte waar ons vir die Here goed sê, maar ons vergeet die gedeelte waar hy moet terugpraat. Daarvoor moet jy stil wees. So dis fyn om die eerste halfuur vir hom te sê, maar daarna moet jy ten minste die helfte van die tyd stil sit, stil. Jou Bybel lê daar by jou en jou pen is gereed. En skielik begin kry jy die snaakste prentjies in jou kop, wat jou lei na sekere gedeeltes in die woord toe. Dan kom hardloop daar ouens uit die veld uit, vra vir Heidrie of ek jok. Dan kom staan hulle by die feedback sessie en sê hulle is die eerste keer in hulle lewe dat hulle die stem van die Here hoor. Dan sê ek nee, dis die eerste keer dat jy luister. Die Here praat die hele tyd. Ons onttrek nie genoeg saam met hom en bly lank genoeg stil om te hoor wat hy te sê het nie. Ek het al vir julle vertel oor die geel volla wat in my stilte tyd by my opgekom het en ek skryf neer geel volla, want ek het al geleer, my mentors het my gesê, is nie belaglik om neer te skryf wat jy hoor, jy skryf net neer sodat jy kan onthou. Jy skryf geel volla. Weke daarna bid ek oor 'n saak en ek soek 'n ja en ek sê Here gee net vir my 'n teken. Ek voel dis 'n ja, maar ek wil net 'n teken en bevestiging hê dat U so sê. Toe ek oor die pad stap, stop 'n geel volla reg langs my. Vir enigiemand anders sou dit niks beteken het nie. Vir my, wat in my stilte tyd beleef het, geel volla, was dit die bevestiging op my gebed en ek kon voortgaan met daai besluit met die grootste vrede in my hart wat die Here dit bevestig. Waarop mis jy uit? Omdat jy nie onttrek saam met die Here nie, versus alleenloop sit en alles bemoan wat in die lewe aangaan. Waarop mis jy uit wat die leermeester van alle leermeesters vir jou wil sê oor die rigting van jou lewe waarin jy op pad is? Waarop mis jy uit? Waarop mis ek uit as ek in 6 dae net 1 dag alleen op die stoep sit? Want ek is mos nou hier vir die diere. Ek sê dit baie en ek sê dit weer. Vakansietyd is 'n rustyd, maar moenie rus van die Here nie. Rus saam met hom. Rus in hom. Maar as jy daar uitkom, vakansie kan wees by jou eie huis onder 'n boom met jou woord en 'n koppie koffie. Dit kan dit ook wees. Alles gaan oor onttrek 'n bietjie en sit by hom. En ek waarborg jou, jy gaan vir my besig hou vir die volgende jaar, of my te kom vertel wat hy als vir jou sê, en wat hy als vir jou wys. Of wat in die Karoo is, onder 'n kokerboompie, of onder 'n doringboom, of wat by jou huis is, of wat langs 'n riviertjie is, of in hierdie mooi berge wat ons het, maar onttrek net 'n bietjie, saam met hom, en in plaas van net bemoan, sê vir hom, hier is ek Here. Hier is ek Here, ek sluit af. Ek sluit af. Psalm 62 wou sê, truly my soul finds rest in God. My salvation comes from Him. Truly He is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. I will never be shaken. Wanneer word ek geshake, William? Ek word geshake wanneer ek hier alleen op my eie is en besef hoe min is my kragte, hoe swak is ek, hoe verder sak ek in die put van depressie, dat ek kry dit nie reg nie. En my mentor in daai saak staan en druk my in die grond en sê, ja, jou slegte mens, jy kan maar los, jy gaan dit nie reg kry nie. En hierdie kant is 'n mentor wat wag. En sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, want ek gee wat? Rus. Dis of my amazing dat hy Psalm 62 aangehaal het, want ek het in die hele tyd gedink. Psalm 62 staan daar ook, stort julle hart uit voor my, o volk, God is vir julle in toevlug. Ja. Maar wat baie keer gaan sit jy, ek het al, want ek so vies was vir die Here oor 'n saak, en toe gaan sit ek met my Bybel, dan wil ek die Bybel oopmaak en 'n versie lees. Toe sê die Here vir my, maak toe jou Bybel en deel met my jou hart. Want jy gaan nou fout wees as jy nou gaan sit met daai Bybel.
te maak met my Bybel toe. Ek sê, Here, maar ek is vies oor dit en ek dit glo my werk te kom ontmoet in my dae. Toe ek my hart uitstoot voor hom. Ja. So dis nie 'n fout om jou hart te deel nie, maar jy kan nie bly in die bemoan komponent nie, want dis waar ons mental probleme ontstaan. Ons raak depressief, vasgevang alleen in ons issues. Stort dit voor die Here uit. Hy sê in sy woord, kom na die troon van genade toe met vrymoedigheid. Hy nooi ons soontoe. Maar daar's 'n tweede komponent. As jy nou klaar afgepak het, soek hom. Ons voorloper en ons herder. Markus 1:35, jy hoef dit te lees, ek gaan dit net vir jou lees, jy kan dit skryf as jy wil. Markus 1:35, en vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek en daar gaan bid. Lukas 5:15, maar die gerug oor hom het al hoe verder versprei, besig, né? En hy het hom telkens teruggetrek in die woestyn en gebid. Matteus 14:22, en nadat hy die skare weggestuur het, baie mense besige tyd, het hy op die berg geklim om alleen te bid. En toe dit antwoord, was hy nog steeds daar, alleen. Lukas 6:12, en daardie dag het hy uitgegaan na die berg om te bid, en hy het die hele nag in gebed tot God deurgebring. Lukas 9:18, en terwyl hy eenkant besig was om te bid, was die disippels by hom, daar betrek hy hulle. Markus 6 het ons klaar gelees, Lukas 22, en hy het uitgegaan na die Olyfberg, en hy het hom van hulle afgesonder, en neergekniel en gebid. Kom ons maak 'n gevolgtrekking. Ons vat hierdie eenvoudige prentjie en ons sluit af. Elia is verteenwoordig in my en jou. Jesus ook. As hy met sy volheid van sy godheid in ons woon, het ons 'n komponent van Christus wat altyd by ons is. Ons is nooit alleen nie. Maar soos Elia mens is, sien ons hoe die menskant in ons so besig raak, al is dit met God se dinge, dat ons uitgebrand raak. En waar hy vir ons sê, jy het rus nodig. Jy het nodig om alleen te kom, maar nie alleen in jou vleeskomponentie, saam met my daar. Saam met my daar. Want as jy in jou vleeskant alleen gaan, gaan die vyand jou daar kry, en hy het een plan, en dis om jou verder in jou gat in te forceer, verder plat te trap, tot by die punt dat jy jou geloof verloon, want hierdie God is eenvoudig net nie goed nie. Hy kyk nie na my nie, en ek verdien dit nie. Dis alleen. Saam met Jesus, sê hy, ek gee vir jou rus, ek gee vir jou krag, ek wys vir jou 'n nuwe pad, ek gee vir jou wysheid, ek gee vir jou oplossings, en ek voorsien in alles wat jy nodig het. En dit was die grootste vraag wat die ontstaan van hierdie bediening was. Op die 16de April 2010, net voor die Here ons op pad Mighty Men toe, na daai groot een toe, waar die Here die hele stappery Pretoria toe geïnisieer het gekom uit een vraag. Glo jy, ek is die God wat in alles kan voorsien wat jy nodig het. Nie wat jy wil hê nie, wat jy nodig het. Of sê jy net so? En dit was in 'n tyd wat ek soos Elia moeg gehardloop was binne die wil van die Here. En uitgebrand was, en ek sit op daai bus, en ek pak my bagasie langs my, dat niemand langs my kan sit nie, want ek is nie lus vir praat nie. Ek is moeg, ek is geïrriteerd, niks werk uit nie, ek verdien dit nie, die bank het goed teruggevat by my, dis chaos rondom my. Verstaan dit nie. En uit dit uit, het die opdrag van die Here gekom. Glo jy? Ek sê ja, ek glo. Hy sê nou toe, as ek vir jou sê, as jy vir my sê jy glo, dan gaan jy doen wat ek vir jou sê, en die opdrag kom, belaglik stap Pretoria toe. Belaglik. En uit daai stappery is die bediening gebore, en staan ek vandag saam met julle hierso. Ek sou dit gemis het. Waarop mis jy uit? Waarop mis ek en jy uit? Omdat ons op ons eie krag en stoom wil aangaan, sonder dat te gaan rus in hom en saam met hom. Dit is nou nog tegnies tussen hakies skoolvakansie. Dit is 'n Sondag. Jy het vandag kans
om 'n bietjie te onttrek iewers heen en net te gaan sit by jou gunsteling boompie, by jou gunsteling blommetjie, wat ook al jy wil doen, gaan sit net alleen saam met hom en sê ek, hier is ek, Here. Wat het U vir my sê? Dis wat Samuel gedoen het. Spreek, Here, want U diensknegt luister. Amen. Kom ons bid saam. Here, hoe lieflik is U? Hoe diep is die rykdom van U woord? Dit is die een boek wat ons nooit kan klaarlees nie, Here, want elke dag is dit lewend en kragtig en werk dit in ons en bring dit nuwe dinge na die surface toe, Here. Soos hierdie kosbare les wat ek moes leer. Ek kan nie rus buite U nie. Want as ek op my eie loop rus, dan kom die vyand en as ek nie beskermd nie en kom vat hy my na die boom toe van kennis van goed en kwaad en daar raak ek verlore in die mooi van die vrug wat daar hang. En al wat dit doen, is dit vat my verder weg van U af. En vat my verder in my depressie in, en vat my verder in my armsaligheid en mismoedigheid in, totdat my geloof stikkend op die grond lê soos 'n erdekruik. Maar wanneer U roep, en U sê kom een kant toe, dan sê U, kom saam met my, kom na my toe, kom ons twee gaan na 'n verlate plek, en ek sal jou rus gee, en ek gaan jou voed met die manna, die brood van die lewe, en ek gaan aan jou voorsien, alles wat jy nodig het, inteendeel, die antwoorde lê in my, nie in jou nie. En wanneer ons uitkom uit daai rusplekke, Here, is ons siele versterk. Vloot of ons vlieg op die vlerke van arende, het ons nuwe krag, het ons nuwe moed om te kan aangaan, al het niks rondom ons verander nie, kan ons aangaan, Here, want ons het rus gevind in U. Help ons om te onttrek na U toe, nie alleen nie. Wys vir ons waar ons tyd kan inruim in ons dag, in ons week, in ons jaar, wat ons kan uitboek om te sê, hierdie tyd gaan ek alleen kom sit, want ek wil nie uitmis op die Here se plan vir my lewe nie. Dankie Here Jesus, dat U dit vir ons ook gun in U om te rus. Amen.